Bedrog vir kinders se plekke in skole skok en Malcolm Marx haak weer die toekennings by die jaarlikse SA Rugby toekenningsgeleentheid in. Goeiedag, dis tyd vir Pretoria FM se visuele nuusbulletin in Afrikaans. 'n Verslag deur die kredietburo TPN wys op wyd verspreide bedrog in Suid-Afrika se openbare skole waar ouers vals inligting verskaf om plekke vir hul kinders by gewilde skole te bekom. In sommige gevalle het tot 40% van aansoeke vals of misleidende adresinligting bevat. Hierdie praktyk ondermyn die voedingssone-beleid wat prioriteit verleen aan leerlinge wat naby die skool woon, broers en susters in die skool het of ouers wat in die gebied werk. Ouers wat valse dokumentasie indien kan hul plek verloor en selfs deur strafregtelike klagtes van bedrog in die gesig gestaar word. Die Universiteit van Pretoria het nuwe WhatsApp-geleide kunsmatige intelligensie opleiding bekendgestel om vroeë gehoorverlies by skole op te spoor. Die EARS-program help onderwysers om gehoorprobleme by leerlinge op te spoor en is gratis, eerder maklik toeganklik en benodig geen spesiale toerusting of vaardighede nie. Volgens professor De Wet Swanepoel van die UP se Sentrum vir die voorkoming van doofheid is gesonde gehoor die sleutel tot gesonde leer. 'n Nuwe studie deur die Suid-Afrikaanse Mediese Navorsingsraad toon dat alkoholverbruik onder tienermeisies beduidend toeneem. Volgens 'n sosio-gedragsnavorser by die raad, Dr. Zoe Duby, beskou die jeug alkohol as 'n sosiale norm weens groepsdruk en die voorbeeld wat ouers en glanspersoonlikhede stel. Sy sê dat minderjariges maklik toegang tot drank by ongereguleerde tavernes verkry of deur hulself ouer voor te doen. Duby waarsku dat hierdie tendens tot onbeplande swangerskappe en gevaarlike situasies kan bydra. Sy doen 'n beroep op strenger beleid en sosiale verskuiwings om eerder 'n kultuur te skep waar nugterheid as kief beskou word. Die bestuurende direkteur van die Kultuurtuiste wat die FHK Voortrekker Monument en die Erfenisstigting insluit, Dr. Dani Langner, is by 'n glansgeleentheid in Johannesburg deur die Afrikanerbond vereer as die eerste ontvanger van die Afrikaner Uitnemendheid toekenning. Die toekenning erken leierskap, toewyding en bydraes tot Afrikaner belange, kultuurerfenis en gemeenskapsontwikkeling. Langner het oor dekades grensverskuivende werk by instellings soos die NG Kerk, Solidariteit Helpende Hand en die Voortrekkers gedoen en het jong Afrikaners bemagtig en kulturele gesprekke oor identiteit en geskiedenis bevorder. Tydens dieselfde geleentheid het die Afrikaner Bond ook brugbouer toekennings aan vername figure soos Dr. Matthew Sposa, Rassie Erasmus, Dr. Angelique Coetzee, Leon Schuster en Lorenza Eckart oorhandig vir hulle bydraes tot samewerking en gemeenskapsbou. Die staatmaker Springbokhakker Malcolm Marx het tydens die jaarlikse SA Rugby toekenningsaand wat by die Kaapstadse internasionale konferensiesentrum gehou is, met nog 'n gesogte toekenning weggestap na afloop van sy uitstekende 2025 seisoen. Marx is vereer met die SA Rugby Mansspeler van die Jaar toekenning nadat hy reeds die Wêreld Rugby Mans 15 Speler van die Jaar toekenning ingepalm het. Nadine Roos het ook geskitter deur vir die tweede jaar agtereenvolgend as SA Rugby se vrouespeler van die jaar aangewys te word. Rassie Erasmus is aangewys as die afrigter van die jaar, terwyl die Springbok span die span van die jaar toekenning verower het, nadat hulle hul rugby kampioenskapstitel suksesvol verdedig en 11 van hul 13 toetse gewen het. Daar aan die nuus op Pretoria FM, ek is James Kemp en ek hoop jy het 'n lieflike naweek verder.